Koester vrede. Ons gesels oor nog die koestering van positiewe emosies, en vandag se tema is koester vrede. Ek wonder hoeveel van die nie vrede wat ons in die wêreld sien, kom uit 'n eie geskiedenis van trauma. Dit is asof daar by mense 'n soort van ek gaan jou terugkry as ek net die kans kry, in mense se psiges bly vassteek, al het die slegte met hulle voorgeslagte gebeur. In plaas van posttraumatiese stressindroom, is dit nou 'n posttraumatiese sadistiese sindroom wat kop uitsteek en van mense monsters maak. Ek het sommer hierdie woord opgemaak om te probeer verduidelik wat ek waarneem. Dan doen hulle ironies aan ander min of meer dieselfde as wat met hulle of met hulle voorgeslagte gebeur het. Dalk ontstaan hierdie posttraumatiese sadistiese sindroom en meegaande gedrag omdat mense in die steek gelaat voel. Gedrop voel deur wie hulle as belangrik beskou het, soos hulle regering of leiers of ouers of vriende of dalk selfs God. Opvallend dat Jesus sy disippels waarsku dat hulle ook hierdie tipe moeilikheid gaan beleef. Maar hy sê iets uiters belangriks. Hy voel nie alleen nie, want God is by hom. Ons lees in Johannes 16 vers 31 tot 33. Daarop sê Jesus vir hulle: "Glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin." As jy onthou God is by jou, en God sal jou nie in die steek laat nie, dan kan jy altyd vrede maak. Die slegte wat gebeur as mense begin met hulle posttraumatiese sadistiese droom, is dat almal vir ons nou ingesleep word in die gemors wat hulle geskep word. Nou word ons as dit ware gedwing om kant te kies. Dis nie billik na my mening nie, want ons het nie die gemors veroorsaak nie. Tog kies Jesus se disippels klaar kant, sy volgelinge kies klaar kant. As jy onthou dat Jesus die prins van vrede is, dan kies jy die pad van vrede. Hoe ongemaklik dit ook al is om sadistiese gevoelens te onderdruk, of om te keer om wreed teenoor sadiste te wil optree. Ek het klaar gekies vir die vredevors, vir vrede, vir posttraumatiese saamgroei sindroom. Ek hoop jy kies dit saam met my. Die heeft geïnspireerd.